Kom ons word vir 'n oomblik stil en dan roep ons die naam van die Here aan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ons gaan vanmôre stil word rondom Matteus 17, die verheerliking van Jesus op die berg. Hierdie is die laaste Sondag in Epifanie. Woensdag wat kom, is dit as Woensdag, en dis eintlik die inleiding in lydenstyd, en daarom is dit ook baie gepas dat ons op hierdie geleentheid vanmôre in besonder stil staan by hierdie gedeelte van die verheerliking van Jesus op die berg. En want dit is eintlik ek wil amper sê die toppunt. Dis waar Jesus homself regtig kom openbaar as die seun van God, en waar die stem van God self kom en sê, hier is my seun. Want dit is eintlik die toppunt van dit wat God aan ons wil kom openbaar. So voor ons dit lees, kom ons bid net saam. Hemel Vader, vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het, 'n heerlike koel dag. Na al die hitte wat ons gehad het die afgelope maand, is dit heerlik om net so 'n koel dag te hê. En dankie ook vir die ongelooflike reën wat U Vrydag ook hier oor Carletonville uitgestort het. Ons hoor dat dit sommer 'n hele klomp millimeter was. En dankie Here dat ons kan sien dat daar in groot dele van ons land waar daar droogte was, selfs hier in die Karoo waar dit so droog was, en het U reën uitgestort, en dis heerlik om dit te sien, Here. Dankie dat U sorg, dankie dat U vir ons omgee, en dankie Here dat ons ook weet, ons kan sien in die wêreld, in ons wêreld, dat wanneer ons as gelowiges ook stil word en bid vir 'n saak, Here, dat daar werklik gebedsverhoring is. En dit wil ons vanmôre ook voor U kom neerlê. Dankie Here. Dankie dat U so getroue God is. En my gebed is vanmôre dat U deur die Gees van God, dat U sal kom vanmôre, en dat U vanmôre in ons elkeen se hart, 'n hart wat U reeds voorberei het, dat U sal kom en U woord daarin sal uitstort en sal saai, Here, sodat dit kan groei. En dat ons as ons hier weggaan vanmôre, dat ons in die week sal ingaan en in die week sal vashou aan hierdie woord wat U vir ons gegee het. Dat ons dit voortdurend sal oordink en aan U al die eer daarvoor sal gee. En Here, gebruik my vanmôre ook as U dienskneg. Gebruik my om die woord te bring, sodat elkeen dit kan hoor. Ons bid dat U met ons sal wees, en ons vra al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Skriflesing Matteus 17 vers 1 tot 9. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem, en hulle het op die hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En skielik het Moses en Elia aan hom verskyn en met Jesus gepraat. En toe sê Petrus vir hulle, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier 3 hutte bou. Een vir U, een vir Moses en een vir Elia. En terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi. En 'n stem uit die wolk het gesê, dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. En toe sy disippels dit hoor, het hulle bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie bang wees nie. En toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. En terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel, wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel nie, voordat die seun van die mens nie uit die dood
opgewek is nie. Interessant is 'n mens nou blaai na Openbaring toe, en ek nou nie Openbaring teks vir julle opgesit nie, maar as ons blaai na Openbaring toe, die heel eerste verse wat ons daar lees, nie, ekskuus, nie die eerste verse nie, daar vers 12 af, lees ons, ek het omgedraai, om te sien wie dit is, wat met my praat. Dis nou Johannes, 'n hele klompie jare later. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien, en luister nou mooi hoe beskryf Johannes wat hy sien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos 'n vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Is nie interessant nie? En dan gaan hy verder. Wat was Johannes' reaksie? Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos die een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste. Die tweede keer in Johannes se lewe, wat hy so ontmoeting met Jesus gehad het, Die eerste was op die berg, waarvan ons hier lees in Matteus 17. Waar Jesus beskryf en sê dat Jesus het verander in sy teenwoordigheid. En net soos by die eerste geleentheid, ook by die tweede geleentheid, val die disippels in vrees en bewing voor die voete van Jesus neer, en Jesus kom en hy tel hulle op, en hy sê vir hulle, moenie bang wees nie, ek is die eerste en die laaste. Dit tref my weer eens net, watter ervaring Johannes moes gehad het met die Here, watter belewenis Johannes moes gehad het met die Here. 2 keer in sy lewe het hy hierdie ontmoeting gehad. Die eerste keer op die berg Tabor, hier waar dit plaasgevind het, die tweede keer in Openbaring. Al 2 kere skrik hy, val hy voor die Here neer, en al 2 kere kom die Here en berus hy hulle en sê vir hulle, moenie bang wees nie. Steek hy sy hand op, tel hulle op, en hy sê vir hulle, ek is die eerste en die laaste. Johannes moes 'n diep belewenis gehad het met die Here. En as ons dit lees hier in die woord, dan val dit my net weer op. Dit moes vir Johannes so geruststellend gewees het in Openbaring, want hy het besef, ek dink in sy eie gedagtes, moes hy amper hierdie, wat ons baie keer moet sê, jy het so déjà vu, nee, so belewenis, maar dit het al met my gebeur. En Johannes, ja, dit het al met jou gebeur, daar op die berg Tabor, waar die Here jou so aangeraak het. 2 keer in sy lewe. Kom ons word net so 'n bietjie stil rondom hierdie gedeelte in Matteus 17. En dan moet ons onthou dat Matteus 17 staan nie los nie. Dis nie maar net 'n los gedeelte nie. Matteus 16, as ons net 'n hoofstuk terugblaai, Matteus 16 vers 8, dan lees ons vers 18 bedoel ek, ekskuus, Matteus 16 vers 18. Dan lees ons in kom ons begin by vers 14 lees. Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, Jesus vra vir hulle, wie sê
die mens is ek. En sy party van hulle sê, Johannes die doper, party Elia, party Jeremia, of een van die profete, maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nie lang daarna nie, net so 'n paar verse later, kondig eintlik direk na in die volgende perikoop, kom lê Jesus die woorde weer hier uit. En dan kom sê hy vir hulle, ek gaan van julle weg. En dan lees ons in vers 22 dat Petrus vir hom sê, Petrus het hom op sy geneem en hom begin berisp. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Dieselfde Petrus, wat 'n paar verse van tevore vir Jesus sê, U is die Christus, die seun van die lewende God, wil 'n paar verse later as Jesus vir hom sê, maar ek moet weggaan, wil hy berisp by Jesus en sê vir Jesus, dit mag nooit gebeur nie. U mag nie van ons weggaan nie. U moet hier wees. U moet hier bly. Is asof Petrus nog nie besef het in daai oomblik hierdie omvang van dit wat hier gebeur nie. Dat Jesus vir hulle vra, wie is ek? Wie sê die mense is ek? Die mense sê, jy is Elia of Jeremia of een van die profete, maar wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, is die Christus. En Jesus sê vir hom, jy besef dit tog nie, want dis nie aan jou, dis aan jou geopenbaar. Dit kom nie uit jouself nie. Maar my Vader het dit aan jou geopenbaar. 'n Paar verse later sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom. Ek gaan weggaan van julle. Petrus reaksie. U mag nie weggaan nie. Jesus verskyn op die berg. Johannes, Jakobus, Petrus. En dan verskyn Elia en Moses ook op die berg, saam met Jesus. Wat is Petrus se reaksie? Kom ons bou vir julle hutte. Kom ons bou hutte, want hierdie oomblik mag nie verbygaan nie. Ons moet Moses hier hou, ons moet Jeremia hier hou, en Jesus, ons moet jou hier hou. Want hy besef nog nie wat in hierdie moment gebeur nie. Hy sien dit, hy beleef dit, hy ervaar dit, maar hy besef nie in sy hart wat hier besig is om te gebeur nie. Berge speel 'n ongelooflike rol in God se openbaring. As die Here met Abraham praat, nadat Isak gebore is, en Isak ons so 12, 13 jaar oud was, dan sê die Here vir hom, gaan offer jou seun Isak. Waar moet hy vir Isak gaan offer? Op die berg Moria, wat later die tempelberg word, waarop Salomo die tempel bou. En daar op die berg Moria vind iets plaas. Baie mense spot mos hulle sê, dit was seker nie moeilik gewees vir Abraham om vir Isak te gaan offer nie, want hy's 'n tiener gewees. Maar ons los dit nou in die storie uit vanmôre. Maar hy gaan na die tempel toe, of na die berg toe, daar was nog nie 'n tempel nie, hy gaan na die berg toe, en hy's besig om te offer. Staan met die mes in sy hand gereed, om Isak se lewe te neem. En wat sê die Here vir hom? Abraham stop, kyk agter jou in die bos, en as hy omkyk, is daar 'n ram, wat vasgevang is met sy horings, in die takke van die bome of die struike. Jy moet hom offer. Ons lees baie keer oor hierdie verhaal. Maar hier sê die Here die eerste keer vir ons, daar is 'n plaasvervangende offer vir julle. Daar gaan 'n ander offer gebring word in jou plek. Net soos daar in Isak se plek 'n ander offer gekom het, gaan daar ook in jou lewe 'n ander offer kom.
En daardie offer is Jesus Christus. As Jesus, as God met Moses 'n ontmoeting het, die eerste keer is in die brandende braambos, die tweede keer, of 'n volgende keer, as die Here die wet vir die volk gee, waar ontmoet hy vir Moses? Op die berg Sinai. En dan vat die Here hom daar op, en dis nie maar net 'n kort tydjie, wat Moses in God se teenwoordig is nie. Wat sê die Bybel vir ons? Hoe lank was Moses daar gewees? Wie van julle kan onthou? Niemand nie. 'n maand. Hy was 'n hele maand op die berg gewees, in die teenwoordigheid van die Here. 'n hele maand. Kan jy dink wat 'n ervaring Moses moes gehad het om vir 'n maand in die teenwoordigheid, so in die teenwoordigheid van die Here te wees. En dan gee die Here vir hulle die morele wette, die 10 gebooie, die morele wette waarvolgens die volk Israel moet leef. Onthou tot op daardie stadium was daar nog nie 'n gevestigde godsdienst nie. Hier kom sê die Here die eerste keer vir sy volk, hy het vroeër die verbond gesluit, maar hier kom sê hy vir hulle, hier is hoe ek wil hê julle moet leef. Dis hoe julle julle lewe moet leef, aan die hand van hierdie 10 wette. Dis hoe jou lewe moet wees. God verslaan die Baalpriesters in Elia se tyd op die berg Karmel. Nog 'n ontmoeting waar God hom kom wys en wys wie hy is. God praat met Elia in 'n fluistering op die berg Horeb. En Jesus word gekruisig op 'n hoogte met die naam Golgotha. Die tempel word later gebou op dieselfde plek, en daar word gesê dat die verbondsark van die Here het op presies dieselfde plek gestaan as waar Abraham vir Isak sou offer. En die dag as Jesus sterf aan die kruis, gebeur daar iets op daardie allerheiligste. Die tempel se voorhangsel van die allerheiligste skeur in 2. En dit wat verborge was, behalwe vir die hoëpriesters, het God kom oopmaak en gesê, hier is ek. Julle is nou almal welkom. Daar is nie meer 'n skeiding tussen die heilige en die allerheiligste nie. Dit is weggeneem in Jesus Christus. Hy het die wet wat ek op die berg Sinai vir julle gegee het hy volbring, en hy daarin sy volle betekenis gegee. En nou kan ek met julle die nuwe verbond sluit in Christus, want hy het kom onderhou wat ek vir julle gevra het, alreeds in Genesis en Exodus. God ontmoet op berge. Daar is 'n teorie wat baie diep gaan, wat baie verder gaan as hierdie, om te sê dat hierdie plek waar Jesus hier vir die disippels ontmoet het speel 'n baie ander rol ook in die geestelike wêreld. Want ek wil nie by julle ding ingaan nie, maar gode is op die berge aanbid. Wat sê Psalm 21 vir ons, 121 vir ons? Hy sê, ek slaan my oë op na die berge, waar kom my hulp vandaan? Hoekom vra hy dit? Want dis wat nou normaalweg gode aanbid is. Gaan jy na Griekeland toe? Waar is die Pantheon en die Parthenon en die tempels gebou? Hoog op die berge. Dis waar gode aanbid is. En daar word rondom hierdie berg Tabor geskryf
dat hierdie berg in die ou Kanaanitiese godsdienste 'n belangrike plek was van ontmoeting vir die heidense godsdienste. En nou kom ontmoet Jesus die disippels juis hier en hy vat hulle op die berg Tabor en verander om sy goddelikheid te wys en God sê, hier is my geliefde seun. Luister na hom. Eintlik openbaring wat God wil sê, hierdie plekke wat julle beskou as die gode as die heiligdom van die ander gode, Jesus is die ware God, die seun van die ware God. En hy kom, die Engelse praat van, hy kom claim, hy kom vat dit weer terug en sê, dis my seun, na wie julle moet luister, nie hierdie ander gode nie. Daar's een seun van God. Daar's een ware God. En hierdie seun is my geliefde seun. By die doop van Jesus in Johannes 1 sê God dit ook. As Jesus gedoop word, en onthou toe was die disippels nog nie daar nie, dit is voor die disippels geroep is, sê die Here ook, as Jesus gedoop word, dis my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En dan daal die Gees op Jesus neer. Berge speel 'n belangrike rol in die ou wêreldse godsdiens. Vir ons maak nie saak nie. Ons bou kerke, al is die grond plat. Ons soek nie 'n berg uit of die hoogste plek om 'n kerk te bou nie. Dit maak nie meer vir ons saak nie. Maar in hierdie wêreld het 'n berg saak gemaak. En in al die momente, die groot momente, in die geskiedenis van God met die volk Juda of Israel, het berge 'n groot rol gespeel. Sion. Ons lees baie keer van Sion. Waar is Sion? Sion is nie ver van Moria af gewees nie. Sion was eintlik die berg waarop Dawid sy tempel gebou het. En die tempel het reg afgekyk op Moria, waar later, Salomo later, die tempel sou bou. En in die volk se verstaan, het die Sion tradisie ontstaan, waarin daar nie onderskeid gemaak is tussen die berg Sion en die berg Moria nie. Dit het een geword, want God het vir Dawid gesê, daar sal uit jou nageslag iemand kom wat vir altyd regeer. En later het Salomo die tempel van God gaan bou op Moria, wat ook 'n historiese plek vir die volk Israel is. God kom en sê vir ons, ek is God. Ek is die Here, ek is die lewende God, ek is die enigste God. En hy kom wys dit vir sy disippels, en hy sê vir hulle, moet dit vir niemand vertel, totdat ek uit die dood opgestaan het nie. Vrydagse diens het ons gepraat oor die gedeelte in Johannes 11 vers 25 waar die Here sê, ek is die opstanding. En het is interessant dat Jesus hier sy disippels berisp om iets te sê voordat hy nie opgestaan het uit die dood nie. En ons moet besef dat die opstanding is nie 'n gebeurtenis nie. Dis 'n mens. Jesus is die opstanding. Hy sê dit ook in Johannes 11 vers 25. Ek is die opstanding en die lewe. Nie ek gaan opgewek word nie. Nie ek gaan opstaan nie. Nie dit gaan met my gebeur nie. Hy sê ek is dit. Want ek is God self. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die lewende brood. Ek is die water, die wat ewige lewe gee. Ek is. Ek is. En as hy dit sê, die woorde ek is, dan sê hy eintlik God is.
Want daardie woorde ek is dieselfde woorde waarmee hy bekendstel in Exodus as hy met Moses praat en sê ek is wat ek is. In Hebreëus Yahweh. God is. Die verbondsgod is die opstanding en die lewe. Geen ander God nie. Petrus' reaksie is baie belangrik in hierdie verhaal. En daarom het ek teruggegaan na dit wat vooraf gebeur in Matteus 16. Eers bely Petrus dat Jesus die Christus is. Dan wil hy Jesus terughou. Wil hy vir hom sê, u mag nie weggaan nie. Mag God gee dat dat dit nie gebeur nie. En dan, as hierdie gebeurtenis plaasvind en Moses en Elia verskyn daar op die berg, dan wil hy hutte bou, vestings bou, plekke bou, waar hulle kan bly, want hy wil hulle vasvang. En as dit so interessant as 'n mens die teks lees, dan staan daar terwyl hy nog praat. Die eerste keer in die Bybel wat 'n mens lees, dat God iemand in sy rede val. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk, wat helder wit is, en God sê, hier is my seun, my geliefde seun, luister na hom. Die berg is nie die eindpunt nie. Die verheerliking van Jesus op die berg is nie die eindpunt nie. Dis die beginpunt van die pad van lyding vir Jesus. Dis die beginpunt van die pad van lyding vir Jesus. Van nou sou die lydingstyd begin, wat hy homself gereed maak om homself te offer aan die kruis. Petrus wou Jesus by hom hou, maar Jesus het geweet, die pad moet aangaan. Hierdie oomblik van verheerliking was kortstondig geweest, sodat die pad van lyding kon kom, en hy uiteindelik sy lewe kon offer op die berg Golgotha. En sodat God sy offer kon aanvaar. En daarom moet ons ook nie probeer om Jesus vas te hou nie. Petrus het so 'n beeld gehad van God en van Jesus, en hy wou hierdie beeld wou hy bewaar. Maar Jesus kom sê eintlik vir hom, Petrus, ek is meer as dit. Ek is meer as wat jy dink en sien wie ek is. En ons moet ook toelaat dat God ons oë oopmaak, sodat ons kan sien wie Jesus regtig is. Ons moet ons ore oopmaak, sodat ons kan luister wat Jesus vir ons sê, wie en wat hy is en wat hy kom doen het. Want as ons nie bereid is om te luister na hom nie, sal ons Jesus en God nooit in ons lewens leer ken nie. Dis my geliefde seun, luister na hom. Dat is iets belangrik in hierdie belydenis, hierdie woorde van Jesus. Hy sê vir ons iets so ongelooflik teologies belangrik, maar vir my as mens geestelik belangrik. Hy sê in die eerste plek, dit is my seun. Jesus is nie maar net 'n profeet nie. Jesus was nie maar net 'n belangrike man nie. Toe Jesus vir Petrus vra, vir die disippels vra, in Matteus 16, wie sê die mense is ek? Het hulle gesê, hy is 'n profeet, Elia of Jeremia of een van die ander profeet. Jesus wil vir ons kom sê, God wil vir ons kom sê, hy is nie maar net 'n profeet nie. Hy is nie maar net nog 'n mens wat op hierdie aarde kom loop het nie. Hy is God. Uit hom met die glans van God gestraal. Uit hom met die lig gestraal. Hy het verander, sodat die disippels God in hom kon raak sien. Die tweede plek sê hy vir ons, dit is my geliefde seun. Daar is 'n besondere verhouding tussen vader en seun. En ons probeer dit baie keer verduidelik in die drie eenheid, met allerhande beelde van 'n kers en van 'n eier en van 'n appel en van
allerhande goeders, maar ons kan dit nie verduidelik nie, want al daai beelde bevat nie hierdie element van liefde nie. Daar is 'n liefde in hierdie drie eenheid tussen Vader, Seun en Gees, wat ons nie kan beskryf nie. En hoe ons dit ook al vir onsself wil kom voorstel, dit omvat nie wat God vir ons wil leer nie. Vader sê, dit is my geliefde Seun. Wat lees ons in 1 Johannes 4, as God vir ons sê, dat hy is liefde, God is liefde, en die liefde is nie dit wat ons vir God het nie, maar die feit dat God ons eerste lief gehad het, so lief dat hy sy Seun, sy geliefde Seun, in ons plek gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dan moet jy verstaan, hoe groot God se liefde ook vir ons elkeen is. Joef. Dit is hoendervleis. God sê vir ons, dis my geliefde Seun, maar hierdie geliefde Seun, gaan ek vir jou in 'n kruis offer, want ek is so lief vir jou. Jy is vir my so kosbaar. Tjoef. Dis groot mense. En ek dink jy ons besef dit nie. God se liefde vir jou is so groot, dat hy sy geliefde Seun laat kruisig het, sodat ek, 'n niksvers mens, die ewige lewe kan kry. Sodat ek 'n sondige mens, nie aan 'n kruis hoef te hang, om vir my eie sonde te betaal nie. Want ek kan nie. Hy is my geliefde Seun. En dan sê die Here die derde ding, luister na hom. Wat hy vir julle kom leer, gaan jou lewe verander. Wat hy vir jou kom leer, gaan vir jou 'n nuwe mens maak. Wat hy vir jou wil leer, gaan vir jou die ewige lewe gee. Luister na hom. Dis wat die Here vra. Is ons bereid om dit te doen? Is ek en jy bereid om waarlik te luister na die stem van die Here, wat elke dag ons roep, wat ons elke dag op ons pad neem, en elke dag in ons lewe wil inspraak? Dis al wat die Here vir ons vra. Luister. Sien my liefde raak. Nie alleen vir my geliefde Seun nie, maar ook vir jou, vir elkeen van ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons vanmôre so kon stil word met die woord. Dankie dat ons iets kan raak sien van die liefde vir ons. En Here, dis net so aangrypend, om dit te besef, om dit te beleef, om dit te ervaar, om te weet, dis U. Dis die grootheid van U liefde vir ons elkeen. Here, mag hierdie boodskap vanmôre uitgaan, en mense se harte raak. Die Here vra nie dat ons moet perfek wees nie. U vra nie dat ons sonder sonde moet wees nie. Al wat U vra, is dat ons Jesus Christus, die Seun van God, U geliefde Seun, na U moet luister. U moet aanneem, en U moet begin bely in die wêreld daar buite. En Here, gee dat ons vanmôre dit sal doen. Ek bid vir ons gemeente, ek bid vir die week wat voorlê, vir die Aswoensdagdiens, vir ons Here lydenstyd. Here, mag dit 'n tyd wees waarin ons diep stil word
voor U. Dankie dat ons dit alles kan bid in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Here. Dis Amen. Ons Verlosser en Here. Amen. Broers en susters, ons gaan vanmôre weer aansit by die tafel. En ek kan nie eintlik meer sê as wat ek reeds in die preek gesê het oor die nagmaal nie. Want hierdie simboliseer, hier is die teken van God se liefde vir ons. Ek gaan vra dat ons almal self sal kom bedien, en as ons klaar is, dan sal ons saam die nagmaal instel en gebruik. Wat kan ek meer sê as wat ek vanmôre in die preek gesê het, oor dit wat ons hier voor ons het? Jesus se liefde, God se liefde vir jou, uitgebeeld met brood en wyn, as teken van die liggaam van Christus wat gebreek is, sy bloed wat gevloei het as offer, sodat ons die ewige lewe kan kry. Die brood wat ek breek, is die teken van Jesus se liggaam, wat vir jou en vir my gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy liggaam vir jou gebreek is, as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Die beker van danksegging is die teken van Jesus se bloed wat vir ons elkeen gevloei het aan die kruis. Neem dit, drink dit, dink daarin en glo, dat sy bloed ook vir jou gestort is as 'n volkome verlossing van al jou sondes. Of Tannie Anna en Tannie Monica. Dankie Piet. Dankie Magda. In Filippense 4 vers 7 lees ons die volgende woorde. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Amen.